Hierdie program is 'n opvolg op my vorige program onder die titel Wegraping 2027 Freddy Skinner. Die YouTube-platform is seker een van die beste platforms om die evangelie van die Here Jesus Christus aan 'n ganse wêreld te verkondig. Maar dit is ook so dat die Satan dieselfde platform gebruik en sy valse profete wat die boodskap dan wil verdraai en verkrag. En dit gaan juist spesifiek oor die wegraping. Nou wanneer hierdie mense dan nou vir die leraars vra en waar kom die wegraping vandaan? Dan uitsluitlik is dit dieselfde ou storie van die ou klein dogtertjie Margaret MacDonald wat vir John Darby vertel het van 'n visioen wat sy gehad het van die wegraping. John Darby het dit vir Scofield vertel en hy het dit in sy Bybel ingekorporeer. Nou hierdie boodskap kan nie verder wees van die waarheid nie. Kind van God, dit sal as jy die koninkryk van God misloop om hierdie rede, naamlik die wegraping, sal dit nie wees omdat jy nie na 'n klein dogtertjie geluister het nie. Dis omdat jy nie na God se boodskap geluister het nie. In hierdie program gaan ek vir jou wys teks vir teks dat die wegraping voor die verdrukking gaan plaasvind vir een enkele rede, en dat God met twee groepe mense afsonderlik deel. Dit is glashelder in die woord van die Here, naamlik die volk van God, gebore uit die 12 stamme van Jakob, wat 'n suiwer bloedlyn bewerkstellig het vanaf Eva, vanaf Adam af tot en met Maria. En so het hierdie bloedlyn bewerkstellig, sodat Jesus Christus die seun van die mens kon wees, om uit 'n mens gebore te word en bevrug te wees met die Heilige Gees, sodat hy die seun van God, maar ook die seun van die mens kan wees, sodat hy vir ons 'n weg kan baan om die koninkryk van God in te gaan. Maar hierdie volk het die Here verwerp. En as gevolg van hierdie verwerping het die Here sy volk een kant toe gestoot, met die belofte dat iewers in die toekoms, in hulle benoudheid, hulle die aangesig van die Here sal soek, om sodoende dan deur die verdrukking in te gaan en in die millennium in te gaan as die volk van God op die aarde, fisies soos wat ek en jy hier vandag staan. Maar die ander groep is kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal. Met ander woorde wat nie uit die genetika gebore is uit die 12 stamme van Jakob nie, maar uit God gebore is, sê die woord van die Here, deur die wedergeboorte, sodat ons 'n hemelse koninkryk kan verwag. Met ander woorde, ons is kinders van God, en erfgename van God, en mede-erfgename van Jesus Christus, van 'n hemelse koninkryk. En daar is 'n dinamiese groot verskil tussen hierdie twee groepe. En wanneer hierdie twee groepe se tekste met mekaar verwar word, dan is dit 'n Babelse verwarring. Moenie 'n verbondteoloog vra van die wegraping nie. Dis so goed as om vir Malema te vra waar kom rugby vandaan. Die verbond maak nie 'n onderskeid tussen hierdie twee groepe nie. Die verbondskerke, die historiese kerke, sê dat die een groep het maar net eenvoudig oorgegaan in die ander groep. Terwyl die wederkomsverwagting wat die wegraping betref, verskil radikaal ten opsigte van die volk van die Here, wat in die millennium tydperk as lewendige mense sal ingaan, en die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, wat weggeraap sal word in die koninkryk van God in die hemel in. En hier kom die groot verskil, dat meeste van die vals leerstellings in die historiese kerke kom as gevolg, dat hulle nie 'n onderskeid maak tussen hierdie twee groepe nie. Kom ons kyk dan in die woord van die Here na hierdie twee groepe en die geskiedenis rondom dit en wat hulle verwagting is ten opsigte van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ons lees in Johannes 1 vers 11 dat hy na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Die Here Jesus het met sy eerste koms gekom as koning van die Jode. Die wyse manne sê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Met ander woorde, met Jesus se eerste koms is dit uitsluitlik vir die volk van die Here gewees. Hy sê vir die Kanaanese vrou, hy sê ek het gekom vir die kinders van Israel. Met ander woorde, daar is geen twyfel in die woord van die Here dat met die eerste koms van die Here Jesus Christus het hy gekom vir sy volk, maar sy volk het hom verwerp en dit het veroorsaak dat die Here dan met ander woorde
sy volk een kant toe gestoot het. Nou hierdie een kant werk, met ander woorde hierdie een kant toe stoot, kan 'n mens byna vergelyk met die spreekwoord dat die Here het sy volk op ys geplaas, om sodoende later aan, in hulle benoudheid, wanneer hulle weer die aangesig van die Here soek, hy hulle sal herstel. So hierdie boodskap is dwars deur die Ou Testament. Jy kan maar net Google en vra dat jy wil weet van die herstel van die volk Israel, dan sal jy talle tekste sien wat dit goed beskryf. So kom ons kyk nou net eerstens, met ander woorde in Matteus 23 vers 37. Nou die Here in sy voorkennis geweet dat sy volk hom gaan verwerp. Maar nog steeds het hy gekom vir sy volk. En hy het gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer wou ek jy nie soos 'n hen haar kuikens onder my neem nie, maar jy wou nie. Jy het die mense wat ek na jou toe gestuur het, doodgemaak en gestenig. Met ander woorde, dan sê die Here, ek sal jou huis vir jou woes laat. Nou die tempel, Jerusalem, die Joodse volk was sinoniem met die godsdiens van daardie tyd, toe die Here Jesus op die aarde was. Hy sê, ek sal jou Jerusalem totaal en al vernietig. Dan sien ons ook in die nabye toekoms, net na die kruisiging, dat die hele stad Jerusalem eintlik verwoes is. Saam met die tempel is met die aarde gelyk gevee. Net soos wat die Here Jesus voorspel het. Met die kruisiging van die Here Jesus Christus het die voorhangsel geskeur wat die einde van die priesterdom in daardie tyd bewerkstellig het. Met ander woorde, God het duidelik vir hulle gesê dat ek sal julle volk vernietig. Ek sal alles platvee met die aarde. Ons sien dan in die geskiedenis ook dat 'n paar jaar later wat die tempel in Jerusalem afgebreek is daar nie meer Jode toegelaat om in Jerusalem in te gaan nie. Is die Jode daar ook uitverban. Met ander woorde, net soos wat die Here Jesus voorspel het, dat die volk het hom verwerp, en so het Jesus Christus dan sy volk verwerp. Nou hiervan is die woord van die Here in die Ou Testament vol. As ons nou kyk spesifiek na die boek van Hosea, is dit 'n pragtige boek wat die verhouding tussen God en sy volk, naamlik die 12 stamme van Jakob, die afstammelinge daarvan bewerkstellig het. Met ander woorde, hierdie boek beskryf dit duidelik, en dat die Here sê, kyk, jy moet met hierdie prostituut trou, sê hy vir Hosea, en dan trou hy met hierdie prostituut, en dan raak sy ontrou aan hom, en sy bevind haarself in haar benoudheid op 'n slawemark waar sy verkoop is, dan kom die profeet weer, en hy koop haar van die slawemark uit, wat 'n perfekte sinnebeeld is van die verhouding tussen God en sy volk, naamlik die 12 stamme van Jakob, wat dwars deur die geskiedenis uitgebeeld word, dat die volk het die Here verwerp en hy het hulle verwerp. Dan staan dit duidelik dan in Hosea 5 vers 15, dat vir Efraim sal ek wees soos 'n jong loof, vir die huis van Juda sal ek soos 'n leeu wees wat verskeur en niemand red nie. Maar dan gaan ek na my woonplek terug. Die Here Jesus het gekom met sy kruisiging, het hy na sy woonplek toe teruggekeer in die koninkryk van God, waar hy sit aan die regterhand van die Vader. So met ander woorde, Jesus het gekom as 'n koning vir sy volk, hulle het hom verwerp en hy het teruggekeer na die plek waar hy vandaan kom, naamlik die koninkryk van God wat in die hemel is. Hosea 5 vers 15. Net die teks daarna, Hosea 6 vers 1, staan dit pragtig en duidelik, dat hy sê dat die Here het ons geslaan en sal ons weer verbind, en hy sal ons na 2 dae weer lewend maak, sodat ons op die 3de dag, met ander woorde, hier word gebruik gemaak van die tydskaal van 2 Petrus 3 vers 8, dat 1 dag is gelykstaande aan 1000 jaar vir die Here. Met ander woorde, wat God eintlik hier sê in Hosea 6 vers 1, ek sal vir 2000 jaar, sal ek nie met my volk wees nie, maar ek sal weer terugkeer op die 3de 1000 jaar. Hierdie sinnebeelde word dwars deur die woord van die Here gebruik, en selfs by die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus, en 2 dae weg, 3de dag opgestaan, 2 dae weg, 3de dag opgeslaan. Ek sal Jerusalem, ek sal die tempel vernietig, en ek sal weer in 3 dae opbou. Met ander woorde, God sê vir sy volk, dat omdat julle my verwerp het, sal ek julle verwerp. Maar met die belofte dat iewers in die toekoms, na 2000 jaar sal die Here weer sy volk herstel.
Die Here Jesus vertel 'n gelykenis wat presies sê wat sy verhouding met die volk was ten tye van sy eerste koms op die aarde. Hy sê 'n man het 'n wingerd gehad wat hy uitverhuur het. En dan het hy mense gestuur om van die huurgeld in te win, en hierdie huurders het hierdie mense doodgemaak of hulle gestenig. En toe besluit die Here, hy gaan sy eie seun stuur, en die huurder sê toe, hierdie is die erfgenaam, kom ons maak hom ook dood. Met ander woorde, wat sal die Heer doen? Hy sê, hy sal dit van hulle wegneem, die wingerd van hulle wegneem en vir iemand gee, wat die vrugte daarvan sal dra. Hier sien ons klaar 'n sinnebeeld van die verhouding tussen God en sy volk wat hom verwerp het met sy eerste koms. Dat die Here gekom het om vir mense te stuur, mense gestuur het en sê, maak gereed, die koning kom, die Messias kom, maar elke keer as hulle 'n profeet gestuur het hulle hom doodgemaak. En toe stuur God die Vader sy eie seun Jesus Christus, en hulle maak hom ook dood. En daarom sê die woord van die Here, hy sal dit vir iemand gee, wat die vrugte daarvan sal dra, en wegneem van sy volk af. Ons lees in Romeine hoofstuk 11, dieselfde ding, dat die Here sê, dat sy volk het teen hom gedraai, en hy het sy genade en sy liefde gegee, vir volk, wat hom nie gesoek het nie. Met ander woorde, ons sien reeds hierdie skeuring plaasvind, in die tydperk toe die Here Jesus op die aarde was. Maar nogtans het die Here volgehou, tot op daardie dag wat hy in Jerusalem ingegaan het, op die rug van 'n esel volgens die profeseë, Judea, die Jode, julle koning kom op die rug van 'n esel, nederig op die rug van die esel. Tot op daardie dag het Jesus nog steeds die vervulling gehad vir sy volk as koning en as Messias. Maar hy's 'n week later is hy gekruisig, en die voorhangsel het geskeur, en die godsdiens van die tyd van toe Jesus op die aarde was, wat die Jode betref, het tot 'n einde gekom. Die voorhangsel is geskeur, die priesterdom is vernietig, Jerusalem is vernietig, die tempel is vernietig, en die Jode is weggejaag uit Judea en uit Jerusalem uit. Met ander woorde, hier sien ons dadelik, dit is 'n oorskakeling van 'n groep wat die Here verwerp het na 'n ander groep, wat die vrugte daarvan sal dra. Met hierdie onderbreking dan, wat ek nou vir jou gewys het, is daar dan nou beloftes dat daar 'n herstel sal kom, na hierdie 2000 jaar wat ek vir jou sal eksplisiet verduidelik. Maar die eerste keer wat ons daarvan lees is Jesegiel 37 van hierdie herstel. Die Here wys vir die profeet hierdie bene wat in die veld lê, dooie bene, grafte, mense wat dood is. En hy sê, kan hierdie bene weer lewendig word? En die profeet sê, Here, u weet, dit is onmoontlik, hulle kan nie weer lewendig word. Dan sê die Here, profeteer oor hierdie bene kom weer by mekaar. En die woord van die Here sê, hulle kom weer as 'n magtige volk van die Here, die volk Israel. En hy roep hulle saam tot hulle land in Israel. Nou as jy agter in jou Bybel kyk, sal jy kaarte sien van plekke wat op die aarde is, naamlik Palestina en Israel, waar die oorlog vandag is. So God sal hulle weer terugbring na die aarde toe, vir 'n aardse koninkryk. En dan in hierdie koninkryk sal hulle as lewendige mense dan, met ander woorde, op die aarde wees. Ons lees dan ook in Jesaja 66 vers 8 dat dit op een enkele dag sal plaasvind. Die herstel sal op een dag plaasvind. Dit is afgebreek op een dag met die skeur van die voorhangsel en die kruisiging. Dit sal ook op een dag weer, sal die volk weer herstel word. Op een enkele dag. Nou vra hy ook vir die Jesaja. Jesaja sê vir my, kan 'n volk op een dag gebore word? En dan antwoord Jesaja ook en sê, Here, dis onmoontlik. En dan wys die Here sê, my volk het weer gekry en jy is op een enkele dag gebore. Jesaja 66 vers 8. Dan kyk ons terug na Daniël 9 vers 25 van die 70 7-talle. Dan sien ons dat die laaste gedeelte van hierdie 70 7-talle, 490 jaar, is daar 'n 7 jaar geallokeer waar die verdrukking op die volk sal plaasvind. Met ander woorde, die 70 7-talle, die 490 jaar is spesifiek geallokeer vir die volk. So ook die laaste 7 jaar, wat bekend staan as die 7 jaar verdrukking, waar die antichrist die volk sal verdruk
en die Here hulle dan in hulle benoudheid sal red, is ook deel van die volk se gedeelte, van die herstel van die volk. So met ander woorde, ons het 'n afbreek van die volk, en ons het 'n herstel van die volk. Nou sien ons 'n tweede groep, wat in dieselfde teksgedeelte, waar hy sê Johannes 1 vers 11, is dit nou net Johannes 1 vers 12. Want sê dat hierdie gedeelte sê, dat hy na sy eie nog gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Sy volk het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te wees. Met ander woorde, ons is nou nie meer volksgenote nie, maar kinders van God deur die wedergeboorte. Hierdie teksgedeelte sê dan uitdruklik dat dit nie uit die wil van 'n mens gebore nie. Jy's nie gedeel van 'n genetiese groep nie. Jy's nou uit God gebore deur die wedergeboorte. En daarom kan hierdie evangelie aan die ganse mensdom verkondig word. Met ander woorde, enige persoon op hierdie aardbol wat die Gees van die Here het, wat die Here Jesus aanneem as saligmaker, kan gered word deur die geloof in Jesus Christus. Met ander woorde, hierdie gedeelte is baie duidelik dat die Here Jesus sê dat hierdie groep is nie 'n genetiese groep nie. Dit bestaan uit mense wat deur die Heilige Gees van God uit God gebore is, deur die werking van die Heilige Gees. Wedergebore kinders van God. In Matteus 16 sê die Here Jesus dan vir Petrus, wie sê julle is ek? En hy sê, u is Jesus Christus, die Seun van God. En die Here sê, salig is julle, want vlees is jy Petrus, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie. Nou in die Ou Testament was daar 'n tempel wat op 'n rots gebou was. Die hoërpriester het eenmal 'n jaar daarin gegaan as 'n genetiese persoon, ook as kollektiewelik, met ander woorde namens die volk ingegaan. Maar hier sien ons nou dadelik 'n nuwe bedeling, 'n bedeling van die werking van die Heilige Gees. En daarom sê hy op hierdie rots, dit is die rots van die feit dat God nou met die individu kan praat en dat elke persoon nou die saligheid kan ingaan as gevolg van die feit dat hy self persoonlik, individueel die Here Jesus aanneem as persoonlike saligmaker. So hier is net die groot verskil. In die Ou Testament het ons 'n genetiese kollektiewe groep gehad. En die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal wat begin is met die evangelie van die Here Jesus aan die ganse mensdom is kinders van God wat ongeag hulle genetiese agtergrond kinders van die Here kan word deur die Here Jesus aan te neem en sodoende met ander woorde gered kan word. Kind van God, maak geen fout nie. Die valse profete sal op 3 vlakke na jou toe kom om jou te probeer mislei. Eerstens sal hulle vir jou sê dat die kerk, die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, is maar net 'n verlengstuk van die genetiese volk van die Here van die Ou Testament. En daarom kry jy vandag baie kerke met Joodse terme, Joodse name vir God, Joodse gebooie, Joodse wette, Joodse feeste. Alles wat Joods is, word heimlik, forslik in die Christendom ingeforseer, terwyl die woord van die Here sê duidelik dat die Here Jesus, dat die Heilige Gees het besluit in Handelinge 15 dat geen Joodse wette op die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal gelê mag word nie. Met ander woorde, dit was nooit die wil van God dat die nasies van die wêreld Jode moet word nie. Dit sou eerder wees dat God graag wou hê dat die Jode deur die Heilige Gees en wedergeboorte kinders van God word om sodoende deel te wees van die totale groep van kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal wat in Openbaring 5 vers 9 duidelik staan. U het ons gekoop uit elke stam, nasie, volk en taal op hierdie aarde, insluitende die Jode. Maar met die beloftes wat die Here gemaak het, is daar 'n belofte dat hy afgebreek het en dat hulle weer sal herstel as 'n aardse koninkryk vir 1000 jaar. Maar nou kyk ons in die hemel, dan sien ons in Openbaring 20 vers 6 en in 5 vers 9, dat die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal nou in die koninkryk van God is, maar hulle krone ontvang en musiekinstrumente waarmee hulle dan sing, 'n nuwe lied sing. U is waardig om die boek te neem, die seels oop te maak. Wat is die seels? Die seels spel die verdrukking tydperk uit, so hulle is klaar in die hemel voordat die verdrukking begin. U het ons gekoop uit al die nasies van die wêreld om as konings en priesters te heers
oor die aarde vir 1000 jaar. Met ander woorde, die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal wat in die hemel is, sal oor die aarde heers uit die geesteswêreld as konings en priesters. Die derde en mees belangrike misleiding van die Satan in die tyd waarin jy en ek leef, is dat hulle probeer vir die kerk sê, of vir die kinders van God sê, van elke stam, nasie, volk en taal, dat daar nie 'n koninkryk in die hemel is nie, maar dat dit slegs, net soos die volk, 'n koninkryk hier op die aarde sal wees. Nou dit pas die anti-kris soos 'n handskoen wat ook sy koninkryk hier op die aarde wil vestig. Met die Here Jesus se eerste koms en met sy kruisiging was daar 2 persone. Die een 'n hoërpriester wat nie geglo het dat daar 'n koninkryk van God in die hemel is nie. Want dit is toe die Here Jesus vir hom sê, my koninkryk is nie van hier nie en ek gaan sit aan die regterhand van God, het hy sy klere geskeur omdat hy nie kon glo dat die volk van daardie tyd het Jesus verwerp het, kon nie glo dat die Here Jesus praat van 'n koninkryk wat in die hemel is nie. Nou hiermee saam, dwars deur die eeue, van die kruisiging af tot en met vandag, is die grootste vals leerstellings vandag, dat daar nie 'n koninkryk van God in die hemel is, waarna toe die kinders weggeneem gaan word. Met ander woorde, wanneer dit kom by die wegraping, en die mense wat nie in die wegraping glo nie, het hulle nie 'n probleem so seer met die wegraping nie, omdat as waarheen hierdie mense weggeraap word, waarheen word die kinders dan van hierdie aardbol af weggeneem na 'n plek in die koninkryk van God wat in die hemel is. Met ander woorde, dit is wat hulle probleem is, nie noodwendig die wegraping, want dit is al wat gebeur is. Die wegraping is niks anders as 'n vervoermiddel van hierdie plek waarop ons op hierdie driedimensionele aarde is, na die ewige koninkryk van God wat in die hemel is. Dit is waaroor die wegraping gaan. En dit is wat God dan hier beskryf, en hy sê, ek kom julle haal, sodat julle kan weet waar ek is. Maar hier is die Caiaphas, en hy glo nie dat daar 'n koninkryk van God in die hemel is nie, en hy veroordeel die Here Jesus Christus juis daarop. En dan is daar 'n ander man wat aan die kruis hang, wat sê, Here, dink aan my vanaand, en dink aan my vandag, as u in die koninkryk ingaan. Dink aan my, as u in die koninkryk ingaan, wat u verkondig het. Met ander woorde, hier het ons 'n radikale verskil, dat 'n man wat 'n krimineel is, nou hier weet, in sy hart, dat hierdie man wat langs hom aan die kruis hang, sy koninkryk is waar, is 'n ware koninkryk, en dat hy graag wil hê dat die Here aan hom moet dink, wanneer hy in daardie koninkryk ingaan. En die Here sê, vanaand nog sal jy saam met my in die paradys wees. Nou kind van God, as ek vir jou 'n pragtige idee kan gee van wat jy in jou gebed moet inkorporeer, is dat jy vir die Here sal sê, Here, dink aan my, wanneer u kinders kom haal vir u koninkryk wat in die hemel is. Ek gaan dit weer sê, Here, dink aan my, wanneer u kinders kom haal vir u koninkryk wat in die hemel is. Maak dit deel van jou gebed, maak dit deel van jou staande gebed vir die Here. En ek beloof vir jou, dat maak 'n groot verskil, want hierin lê dit, en ek kan vir jou dwars deur hierdie vals leerstellings in hierdie wêreld ingaan, van kerk na kerk na kerk, is dit die aanval is op die koninkryk van God wat in die hemel is. Die anti-kris gaan die Here Jesus pragtig vervang, namens die volk volgens die woord van die Here Jesus self in Johannes 5 vers 43, dat die anti-kris gaan homself voordoen as die verlosser, as die Messias vir die volk, en sodoende die totale Christendom ook daarin intrek. Openbaring 13 vers 3 sê, hy gaan die ganse wêreld so deur beïnvloed en mislei, deurdat hy homself voorgee dat hy God is, die God van hierdie wêreld. Maar die kinders van God verlang na 'n hemelse koninkryk, en dit is ontsaglik belangrik dat jy dit in jou geesteslewe moet inkorporeer, is die feit dat as die Here jou kom haal, dan bly jy nie hier agter op die aarde nie. Jy gaan na 'n hemelse koninkryk wat onverganklik is, onverwelklik is, vir ewig kan bestaan, so in die teenwoordigheid van die Here. Elke student van die eindtye en die wederkoms van die Here Jesus Christus moes sekerlik al na die langtermyn profeseë in Daniël en ook in Openbaring gekyk het, om sodoende te bepaal hoe die eindtye gaan afspeel.
En dan sien ons eerstens dat daar met elke profesie 'n eienaardige iets gebeur, dat dit afgebreek word, die een volg op die ander een, maar dan kom daar 'n sekere punt wat langtermyn profesie net ophou en nie meer in vervulling gaan nie, asof daar 'n onderbreking was. Nou hierdie onderbreking het ek in die vorige keer vir jou, in die vorige gedeeltes baie duidelik gewys, maar kom ons kyk net, wat sê die langtermyn profesie? Ons kyk na die boek van Daniël, die tweede hoofstuk, kyk ons na die beeld van Daniël. Ons kyk die Babyloniese tydperk was tussen 587 voor Christus, na hulle was die Mede en die Perse direk na hulle, 538 voor Christus, dan kry ons die Grieke wat ook net daarna gevolg het, 340 voor Christus, en dan kry ons die Romeine 63 voor Christus. Maar voordat die voete van yster en klei kom, was daar 'n onderbreking. Dan is dit asof daardie profesie net tot stilstand gekom het. Die een het op die ander gevolg, en dan is daar 'n stilstand. Dan sien ons dit ook duidelik in die boek van Daniël, die 9de hoofstuk, die 70 7-talle sê die Here vir Daniël, sê, oor jou volk en oor jou stad bepaal. Met ander woorde, hierdie profesie handel oor die volk van die Here, spesifiek oor die volk van die Here, en die herstel van die volk van die Here. So wat gebeur het? Hy sê 70 7-talle is oor jou volk en oor jou stad bepaal, 49 jaar. Ons kyk dat Ezra toe in 457 begin om Jerusalem te herstel. En het hierdie profesie begin, met ander woorde met die herstel van Jerusalem. Ons sien 62 7-talle, en dan sien ons wanneer die tempel weer herbou word deur Herodes die Grote, dan het ons 7 7-talle tot en met die kruisiging, en skielik dan hou hierdie profesie op. Met ander woorde 35 na Christus, as Ezra begin het in 457 voor Christus en as 490 jaar, dan sou dit beteken dat 30 na Christus sou dan die maat van die volsondes volgemaak wees, en dan die ewige geregtigheid met die koms van die Here ingestel gewees het. Maar weer eens sien ons daar is 'n 7 jaar wat afgebreek is, 'n 7 jaar wat oorstaan in die toekoms in. Dan kyk ons ook na die beeld van Daniël, of die diere van Daniël, hoofstuk 7, sien ons die leeu en die beer en die luiperd, en dan sien ons die verskriklike dier. Nou hierdie verskriklike dier, weer eens sien ons, het nie gerealiseer in daardie tydperk nie, wat ooreenstem presies met hierdie selfde koninkryke, wat voor die kruisiging teenwoordig was, maar daar's een wat nou weer skuif oor na die toekoms toe. En Daniël Openbaring hoofstuk 12 presies dieselfde, hierdie selfde 7 koppe en 10 horings, dieselfde 7 koppe en 10 horings wat hier beskryf word. En dan sien ons ook weer die laaste ene het weer nie tot vervulling gegaan nie. Wat gebeur het hierso is dat hierdie gedeelte van die langtermyn profesie het oorgeskuif na die toekoms toe. So hier is 'n groot gaping, en die gaping het ons nou al reeds in die vorige programme gesien, is ongeveer 2000 jaar. En dit het begin met die kruisiging, en dit sal dan met ander woorde begin weer eens wanneer Satan uit die hemel uitgewerp word, om sodoende dan die antichrist, Satan in die vlees op die aarde te wees, en sy koninkryk saam te stel, en sodoende dan sal die Here Jesus met sy koms dan hierdie bose magte vernietig. So ons sien duidelik dat die koninkryk van die volk in die Ou Testament is onderbreek met die kruisiging, met die verwerping van die Here Jesus Christus, maar sal weer in die toekoms weer herstel word. Met ander woorde, die verdrukking tydperk waarin hierdie diere voorkom, spesifiek voorkom in die 7 jaar verdrukking, in die voete van yster en klei, en die verskriklike dier, en dan die ander dier wat met ander woorde die 8ste horingkie op sy kop het, volgens Openbaring 17 vers 9, is alles te doen met die verdrukking tydperk. So die totale verdrukking tydperk, hierdie geskiedenis is geoormerk vir die volk. Daarom kan die wegraping van die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal nie in die verdrukking ingaan nie. Kom ek wys nou weer vir jou. Dan in die boek van Romeine, die 11de hoofstuk, die 25ste vers, sê Paulus, dat die volke die Here verwerk en die makolyfboom is uitgehaal en die
wilde olyfboom, naamlik die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal is ingeplant, maar wanneer die tydperk van die nasies volgegaan het, die tydperk van die nasies voleindig is, wanneer dit totale die 2000 jaar verby is, sal die makolyfboom weer afgebreek word of uitgehaal word en die koninkryk van God in die hemel ingaan en sal die volk weer herstel word. So dit is baie duidelik dat in hierdie tydperk wat bekend staan as die tydperk van die nasies, het die Here Jesus die evangelie aan die ganse mensdom verkondig. Maar dit het begin dan met Pinksterdag wat hy vir die disippels sê, gaan uit en gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. En dit sal eindig soos wat Jesus self sê in Matteus 24 vers 14, wanneer hierdie evangelie van die koninkryk van God wat in die hemel is, aan die ganse nasies verkondig word, dan sal die einde kom. Dan sê hy ook, Jerusalem sal in hierdie tydperk vertrap word, totdat die volheid van die tydperk van die nasies tot 'n einde gekom. Met ander woorde, kind van die Here, hierdie tydperk, hierdie 2000 jaar, tussen hierdie langtermyn profesie wat opgehou het van die volk, en weer by die herstel van die volk, is geoormerk vir die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal, wat hemels gerig is, terwyl die volk weer dan aards gerig is in die verdrukking tydperk en dan vir 1000 jaar daarna God se volk op die aarde sal wees. Hoe lyk die millennium? Die millennium lyk so: God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is die hoof van die totale koninkryk van God. En dan het hy met ander woorde konings aangestel, konings uit elke stam, nasie, volk en taal wat uit die geesteswêreld oor die aarde sal heers vir 1000 jaar. En dan is daar 'n groot groep mense wat lewendig die volk van die Here, afstammelinge van die 12 stamme van Jakob, wat deur die 144.000 Israeliete die evangelie ontvang het, wat dan met ander woorde in die koninkryk van God op die aarde sal wees. So by so, dat die gebed van die Here Jesus dan tot vervulling gaan. Laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde, want die Satan is nou neergewerp, en hy's in die verdoemenis, in die bodemlose put, en die koninkryk van God in die hemel behoort aan God, en die koninkryk van die aarde behoort ook aan God. En daarom sê die boek van Openbaring die 20ste hoofstuk, wees bly, jemmele, want die Satan is neergewerp, maar in die verdrukking tydperk vrees julle wat op die aarde is, want die Satan het na julle toe neergekom, en hy is woedend, en hy sal alles verslind wat voor hom kom. En daarom sien ons dat die verdrukking tydperk is spesifiek geoormerk vir die herstel van die volk, terwyl die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal is geroep vir 'n hemelse koninkryk, van waar ons oor die aarde sal heers vir 1000 jaar as konings en priesters. Ek wil hierdie program afsluit met 3 tekste wat vir my baie belangrik is, naamlik Johannes 5 vers 43, Matteus 24 vers 14 en Openbaring 13 vers 15, wat direk te doen het met die wederkoms van die Here Jesus Christus. Wanneer ons nou kyk na Johannes 5 vers 43, dan praat die Here met die Jode. En hy sê, te vergeefs soek julle my in die skrifte, want hier staan ek reg voor julle, en julle neem my nie aan nie. Met ander woorde, die volk is verhard. Die volk, omdat hulle Jesus nie aangeneem het nie, het die Here hulle verhard deur vir hulle oë te gee wat nie kan sien nie, en ore wat nie kan hoor nie, volgens Paulus in Romeine hoofstuk 11. So met ander woorde, hierdie selfde hardheid van die anti-kris volk is nog steeds teenwoordig deur die eeue. Daarom is die volk Israel wat vandag in Israel is nie die volk van die Here nie. Hulle is die sinagoge van Satan, wat op ander woorde die anti-kris promoveer, wat op die tempel sal sit en homself as God verklaar oor hierdie wêreld. En sodoende dan die wêreld sal regeer vanuit Jerusalem. Met ander woorde, ons sien dat in die verdrukking tydperk die anti-kris dan met ander woorde beheer oorneem oor die ganse wêreld. Nou hierdie gedeelte is baie maklik om te verstaan wanneer jy kyk na Albert Pike 3 World Wars wat jy kan Google of wat jy kan YouTube search. Jy sal sien dat hy 3 voorspellings maak van 3 wêreldoorloë. En dan beskryf hy dit voor die Eerste Wêreldoorlog, hoe elke oorlog gaan plaasvind en teen wie. In die Derde Wêreldoorlog sê hy sal wees tussen Israel en Iran.
Met ander woorde, in die totale wêreld sal hulle daarby in hierdie oorlog betrek. En in hierdie chaos sal die anti-kris sy verskyning maak. Jy kan dit lees in 'n YouTube search, Albert Pike 3 World Wars. Dan kyk jy spesifiek na die derde wêreldoorlog, hoe hy dit uitspel en hoe dit sal plaasvind. Ons sien dus met ander woorde, kind van die Here, dat die derde wêreldoorlog wat die anti-kris gaan voortbring is alreeds hier in ons midde. En daarom wil ek vir jou graag vra dat jy ernstig sal daaraan dink om hierdie programme ernstig op te neem en seker te maak dat jy reg is wanneer die wederkoms van die Here Jesus plaasvind. Die oorlog wat vandag in die wêreld is tussen Israel en Iran en die hele wêreld daarbey betrek, is die derde wêreldoorlog wat die anti-kris sal voortbring, wat sal gaan sit in die tempel en homself as God verklaar in Jerusalem. Die tempel is reeds, al die materiaal van die tempel is reeds bymekaar gemaak en is reeds in Jerusalem. Die priesters wat sal diens doen is deur 2 universiteite in Jerusalem reeds opgelei om diens te doen in hierdie tempel. Kind van die Here, ons is in die laaste dae. Maak jouself gereed vir die koms van die Here. Nou kom ons by die tweede teks, Matteus 24 vers 14. Sê die Here Jesus, hierdie evangelie van die koninkryk. Wat 'n koninkryk? Die koninkryk van die Here Jesus Christus wat in die hemel is, verkondig is aan die ganse nasies in die wêreld, dan sal die einde kom. Met ander woorde, dit begin met die evangelie van die Here Jesus Christus op die Pinksterdag, toe die Heilige Gees op die disippels neergekom het en hulle gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuienis wees tot aan die uiters van hierdie aarde. So het die evangelie dan oor 'n tydperk van 2000 jaar die wêreld verkondig. Maar wanneer daai evangelie van die koninkryk van God klaar is en al die mense verkondig is, dan sal die einde kom. Kind van die Here, net in China alleen is daar oor die 20 miljoen gelowiges. In Suid-Korea is daar kerke waar die een predikant 1 miljoen lidmate in sy kerk het. Dit vat hom 11 dae om 'n boodskap te bring vir hierdie miljoen mense. Die evangelie van die Here Jesus Christus is besig om die totale wêreld verkondig te word. Nou dit is so dat elke volk nie noodwendig tot bekering gaan kom nie, maar as getuienis vir hierdie volk sal hierdie evangelie verkondig word. Van my eie kollegas het die Heilige Gees op hulle gedruk om in die Pacific Rim die eilande daar te gaan bedien, letterlik binne in die parkerings die boodskap van die Here Jesus te bring. En dit het met groot sukses wat hulle hierdie evangelie verkondig van in spesifiek in die ooste wat nog voorheen nie die evangelie gehoor het nie. Kind van die Here, ons is in die doodsnikke waar die wêreld die evangelie van die Here Jesus Christus gehoor het en dan sal die einde kom van die tydperk van die nasies. Tydperk van die nasies wat ek vir jou beskryf het. So kom ons kyk net weer na hierdie program of tydlyn. Ons sien met ander woorde dat die Paulus skryf in Romeine hoofstuk 11 dat die makolyfboom is uitgebreek en die wilde olyfboom, die nasies, die kinders van God uit elke stam, nasie, volk en taal is ingeplant waarvan Paulus die apostel geword het. Maar wanneer hierdie tydperk verby is, die tydperk van die nasies verby is, dan sal die makolyfboom eers weer ingeplant word. So ons het hier 'n definitiewe afsnypunt. 'n Afsnypunt wat begin het met die skeur van die voorhangsel, die kruisiging van die Here Jesus Christus en sal eindig met die evangelie wat verkondig word aan al die nasies en wanneer hulle dan die koninkryk van God ingaan volgens hierdie evangelie van die koninkryk van God wat in die hemel is. So Maleagi 6 vers 1 sê dit is 'n tydperk van 2000 jaar wat hierdie onderbreking plaasgevind het. As ons nou meet vanaf die jaar 27 na Christus, wat die presiese ouderdom van die Here Jesus Christus was, wat 33 jaar oud geword het, en ongeveer 6 voor Christus gebore moes gewees het, omdat Herodes nog keer 4 voor Christus nog geleef het, maak dit dat die jaar 27 na Christus die jaar is waarin die kruisiging heel waarskynlik plaasgevind het. Tel ons nou 2000 jaar daarby, nou kom ons by die jaar 2027 uit. Nou hiermee wil ek nie sê dat die wederkoms
of die einde van die nasie sal wees in die jaar 2027 nie. Maak geen fout nie. Maar dat ons leef in die laaste dae, ons leef in die doodsnikke van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ons is nie meer in 'n geel vlak waarskuwing of 'n oranje vlak waarskuwing nie. Ons is in 'n rooi vlak waarskuwing, kind van God. En die Here sê dat hy sal vir hulle wat sy verskyning liefgehad het in 2 Timoteus 4 vers 7 'n kroon gee. Met ander woorde, ek wil nie vrees by jou inbring, vrees by jou inboet nie. Ek het nog nooit in my 48 jaar die bediening iemand met vrees na die Here toe gelei nie. Maar met die liefde van God, die deur oopgemaak het die Here vir elke volk op hierdie aarde. En dit is vir jou 'n geleentheid. Dit is vir jou 'n geleentheid. As die Here sy hart vir jou oopmaak en aan jou deur klop, dat jy jou deur sal oopmaak en geleentheid gee vir die Here om jou te red, sodat jy die koninkryk van God in die hemel kan ingaan. Ons sien dan met ander woorde, onmiddellik is daar 'n afsnypunt wanneer die Satan, die Michael, die engel, die Satan op die aarde neerwerp en die verdrukking tydperk weer begin en die makolyfboom, die volk weer ingeplant word om sodoende op die aarde in die millennium te wees. Ons kinders van God is in die doodsnikke voor die wederkoms van die Here Jesus Christus. En hierdie deur is besig om toe te gaan. En as dit eers toegegaan het, is daar geen volk of geen mens meer wat gered kan word, behalwe hulle wat die Here dan uitgesoek het as uitverkorenes, naamlik die 144.000 en hulle wat dan tot bekering sal kom, wat spesifiek weer geneties van aard is, met ander woorde die volk van die Here. Nou kan ons vir onsself sê, maar hierso, dit is onmoontlik dat hierdie volk na 2000 jaar weer gaan ontstaan, iewers uit die bloute uit. En nou wil ek weer vir jou sê, wat vir die mens absoluut onmoontlik is vir God moontlik. Hy sal sy eie volk weer bymekaar bring, en hy sal hulle weer oprig as sy volk hier op die aarde. In Openbaring 13 vers 15 sê die woord van die Here vir ons dat die Antichrist van homself 'n beeld sal bou. En aan hierdie beeld sal daar 'n bepaalde gees gegee word. Hierdie gees dan sal in staat wees om die lotgevalle van mense te bepaal dwars oor die wêreld. Deur te besluit wie gaan doodgemaak word, wie kan eet, wie kan koop en wie kan nie verkoop nie. Alles word beheer vanuit hierdie beeld uit. Nou daar's nie baie mense wat met my sal verskil dat hierdie is eintlik 'n hoofraam rekenaar nie. En of die rekenaar 'n bose gees het en of die gees 'n rekenaar het, is seker nie regtig relevant nie. Maar die feit bly staan is dat hierdie rekenaar in staat sal wees om die ganse mensdom te beheer vanuit die bose magte van Satan. So hierdie beeld wat dan gebou word sal dan in Jerusalem wees, van waar hy dan oor die aarde sal regeer. So in ongeveer 100 jaar gelede het die man met die naam van Rudolf Steiner 'n visioen gehad dat deur middel van 'n vaksine die mensdom gestroop sal word van die siel van die mens. Met ander woorde, daar sal deur 'n middel van 'n vaksine, deur die mediese bedryf, 'n vaksine wees wat die siel van die mens kan elimineer. Nou nie baie lank daarna nie, het hulle vasgestel dat daar 'n geen is tussen die siel van die mens en die brein, wat bekend staan as die VMAT2 gene. Trouwens, elke ding wat ek hier sê, kan jy opsoek op YouTube search, en dit gaan nou antwoorde daarop opkom. So Rudolf Steiner kan jy opsoek, jy kan ook die siel of VMAT2 opsoek, die geen, hulle noem dit ook die God-geen. Dit is nie die geen wat redding inhou nie, maar dit is die geen wat mens, kan ek amper sê, godsdienstig maak, wat ons verskil van al die diere in die wêreld. Met ander woorde, 'n geen wat vir jou sê dat daar 'n soeke is na 'n bepaalde God. So dit is nie 'n bekeerlike gees geen nie. Dit is net hierdie geen wat tussen die siel van die mens en die brein of die liggaam van die mens funksioneer om die twee bymekaar te bring. Nou dit was onmoontlik geweest dan om hierdie geen te verwyder, as dit nie was dat dit op een of ander manier dit uit die sel uit kon gemanipuleer word. So dit is onmoontlik, en maar so 15 jaar gelede het 'n vrou met die naam van Jennifer Doudna CRISPR ontdek,
wat op die rug van 'n virus in die sel kan inbeweeg. En sy noem hierdie CRISPR dan 'n nanoscare, wat met ander woorde die helix kan knip en van 'n eksterne bron, met ander woorde van 'n rekenaar, sekere veranderings in die sel kan inbring, deur die genetika aan te pas, sodat dit met ander woorde geneties gemanipuleer kan word. So Jennifer Doudna is dan met ander woorde die moeder van die genetiese manipulering met die ontdekking van CRISPR. Toe het sy ook 'n droom gehad dat Adolf Hitler kom na haar en wat wil meer weet omtrent hierdie CRISPR, en sy besef toe dat die Here haar deur hierdie ding waarsku dat dit wat sy ontdek het baie meer skade kan doen as wat dit goed doen. Want nou kon sy ook baie siektes en goedes elimineer, baie kankers kon sy daaruit elimineer deur hierdie genetiese manipulering. Maar die probleem is ook dat wanneer die VMAT2 gene verwyder word, dan sny dit die mensdom van die gees van God af, deurdat die siel geëlimineer word. En toe kom daar 'n man met die naam van Tom Horan en hy maak 'n program met die naam van Transhumanism. Nou Tom Horan is 'n baie diep kind van die Here, hy is onlangs oorlede en baie van sy programme kan jy kyk, Tom Horan van Skywatch, maar hierdie spesifieke een, Transhumanism, verduidelik hy dat in die ganse wêreld daar pogings aangewend word om deur genetiese manipulering die mens in 'n supermens te verander. Met ander woorde, 'n super slim mens, 'n super ryk mens, 'n super wat vir ewig lewe en wat alles in die lewe kan hê wat hy nodig het. Maar hy verduidelik ook daarmee saam dat dit moet deel wees van wat hulle noem aan hierdie cloud gekoppel wees. Met ander woorde, die rekenaar moet jy met ander woorde daarin gekoppel wees, sodat jy dit kan ervaar. Nou onmiddellik met hierdie vaksinering dan, is dit nie noodwendig 'n vaksine nie, maar dit is 'n toestel, 'n scare, 'n genetiese nanoscare, of soos wat hulle dit noem, 'n nanorobot, wat daar in staat is om dan die helix te knip en dan veranderings daarmee saam te bring. En toe het Bill Gates dadelik dit gesien dat dit gaan werk. En hy praat toe met die CIA, dit kan jy ook opsoek, Bill Gates CIA briefing, waar hy dan met ander woorde net na die 9/11 episode van hierdie fanatiese gelowiges, wat met ander woorde die wêreld bedreig deur terrorisme en wat ook al, om hulle te elimineer, het hy vir die CIA gesê dat hulle moet 'n virus ontvang, 'n virus kry, waar hierdie CRISPR scare of nanoscare dan op die rug van die virus in die sel kan ingaan, om dan sodoende die VMAT2 gene te elimineer. Dit kan jy lees in Bill Gates CIA briefing. Nou is daar 'n wetenskaplike in die naam van Ray Kurzweil, wat met ander woorde programme saamgestel het op YouTube, wat met ander woorde sê, wat gaan gebeur in die toekoms, wanneer hierdie nanoskaal robot in die mensdom ingeplant word. Nou ons weet dat daar 'n groot groep mense gevaksineer, byna 70% van die wêreld se populasie, deur 'n vaksine, wat dan niks anders is as 'n toestel wat in die mens ingeplant is. Nou hiermee wil ek duidelik onomwonde stel, en ek wil geen geheim daarvan maak nie. Die woord van God sê, as jy die wedergeboorte ervaar het, is daar geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of hoogte of diepte of enige ander wese wat jou kan skei van die liefde van die Here Jesus Christus nie. Jy kan met soveel robots in jou liggaam rondloop as wat jy wil. Jy kan nie geskei word. Satan kan jou nie skei van die liefde van die Here Jesus Christus nie. So hierdie robot word op verskeie maniere nou, nie net deur vaksine nie, maar deur verskeie maniere nou in die mens ingeprent. En hy beweer dat in 2030 daar nie meer mense op hierdie aarde sal wees wat nie hierdie nanoscare in hulle liggame het nie, in hulle bloedstroom het nie, wat in staat is om dan hierdie genetiese verandering te maak nie. Met ander woorde, dit word nie deur 'n rekenaar beheer nie, dit word eintlik dan deur die cloud beheer, die rekenaar waarvan dan gepraat word, wat ons kan sien in Openbaring 13 vers 15. Wanneer die mens dan met ander woorde aan die cloud gekoppel is, en nie deur middel van 'n selfoon of 'n rekenaar by hierdie hoofraamrekenaar inskakel nie, maar via die nanoskaal robot, met ander woorde kan kommunikeer met hierdie cloud. Maar om dit te doen, moet jy deel word van hierdie sisteem,
En dit is waar natuurlik die getal 666 inkom. Die getal 6 is die getal van die mens, sê die woord van die Here, omdat die mens dan in die 6de dag geskape is. So die getal 666 is die supermens. So hierdie getal 666 beteken niks anders, net 'n teken dat hierdie mense wat deel is van hierdie stelsel, wat ingekoppel is by die cloud via die nanoscale robot, is mense wat supermense is, super slim, en hulle leef vir ewig, en daar's niks wat hulle kort kom nie, want hulle word alles beheer vanuit hierdie rekenaar uit. So dan kan jy hierdie programme ook ingaan, Immortality, hy beweer in die jaar 2032 sal die mense daarin slaag om via die nanoscale robot nie meer te kan doodgaan nie. Met ander woorde, jy gaan vir ewig kan lewe, jy sal nie meer sterflik wees nie. Singularity beteken dat jy met ander woorde ontsaglik slim sal wees, daar sal niks meer kort kom nie. Jy sal met ander woorde 'n volmaakte mens wees, as jy deel word van die stelsel van 666, wat die supermens is. In Genesis, of in die boek van Henog, sê dit nogal interessant, is 'n ou boek wat nie die kanon gehaal het nie, is 'n apokriewe boek, maar word ook beskryf dan hoe Satan daarin geslaag het om genetiese manipulering selfs 6000 jaar gelede te bewerkstellig deur wesens vanuit 'n geesteswêreld met die mensdom te meng. En dan sê die Here dan duidelik, my gees sal nie meer altyd met die mens heers nie. Daar kom 'n dag dat dit vir hierdie bose magte onmoontlik sal wees. Niks sal vir hulle onmoontlik wees nie. Hulle sal die totale wêreld mislei. As 'n student in die vroeë 80's, en ek het die Bybel gelees in Openbaring 13 vers 3, kon ek nie glo dat een enkele mens daarin kan slaag om die ganse mensdom van 8.3 biljoen mense te mislei nie. Nou is dit nie meer vir my onmoontlik om dit te glo nie. Alles werk volgens hierdie stelsel, dat jy deur die nanoscale robot by die cloud gaan inskakel en deel word van die program van 666 van die supermens. So lees en gaan gerus en gaan kyk presies wat Dr. Tom Horan sê oor transhumanism, verduidelik hy spesifiek hoe dit die hele wêreld sal beheer. Dit is die godsdiens van die tyd waarin jy en ek leef, is transhumanism. Kind van God, glo vir my, dit is nie die persoon wat vir jou sê dat die Here Jesus se wegraping of die wederkoms gaan plaasvind, hy gee 'n bepaalde datum nie, 'n spesifieke datum, en die datum kom en gaan. Dit is nie daardie persoon wat jou wil mislei nie, maar is die persoon wat sê daar is nie 'n opstanding uit die dode nie, daar is nie 'n koninkryk van God in die hemel nie. Daar is nie 'n gebeurtenis waar die mense wat opstaan uit die dode uit, saam met die wat in die lewe oorbly, die Here tegemoet gaan in die lig waarvandaan ons altyd by die Here sal wees in die koninkryk van God, wat ons noem die wegraping. Dit is hierdie mense waarvoor jy moet versigtig wees. Dis hierdie mense wat jou wil mislei. Die Here Jesus vertel, hy sê die laaste dae sal daar baie misleiding kom. En hy sê dit sal wees, as mense sê, gaan in die woestyn, ek is daar. Of gaan in jou binnekamer, ek is daar. Wat in die woestyn en die binnekamer met mekaar te doen? Dit is die uiterstes van hierdie aarde. Met ander woorde, dit is die mees onherbergsame plek in die woestyn en die mees intieme plek in die huis. Maar dit het alles een ding in gemeen, dit is aardse plekke. Dis nie 'n hemelse plek nie. En dit is wat die Here dan vir ons sê in hierdie boodskap, dat die koninkryk van God is 'n hemelse koninkryk. En om in daardie hemelse koninkryk in te gaan, moet jy van hierdie planeet af, van hierdie driedimensionele wêreld, die koninkryk van God in die hemel ingaan. En dit noem ons die wegraping. Kind van die Here, soos wat ek hier met jou praat op die hoogste vlak, in die Amerikaanse Senaat is daar samesprekings in die Pentagon en in die militêre beweging van Amerika, om te bepaal wat sal gebeur en hoe hulle die 'n aanval uit die buitenste ruim, uit wesens vanuit die buitenste ruim die hoof sal bied. En dan het hulle nou na hierdie persone toe gegaan, wat nou met hierdie mense, hierdie wesens vanuit die buitenste ruim in kontak gekom, en hulle het hulle gevra nou, wat is dit wat julle presies op hierdie planeet wil bewerkstellig? En dan was daar 'n vrou die naam van Dolores Cannon, jy kan ook na haar programme op YouTube kyk, wat sê dat sy het met hierdie persone in aanraking gekom, hierdie gryses, hulle noem hulle die gryses, in aanraking gekom. Die gryses sê, ons wil graag die aarde help.
Die aarde het sy eie bewustheid en sy eie persoonlikheid. En hy wil graag die mensdom help deur van hierdie frekwensie waarin ons nou is, te skuif na 'n hoër frekwensie toe. En as die mense nie wil verskuif van hierdie laer frekwensie na 'n hoër frekwensie, dan sal hulle agterbly en hulle sal verlore gaan. Kind van die Here, in hierdie tyd waarin jy en ek leef, is die grootste vals leerstelling dat die koninkryk van God is 'n aardse koninkryk. Die koning, want dit is presies wat die anti-kris se koninkryk sal wees. Deur gespek met sataniese rituele is dit altyd hierdie aardse koninkryk waarin die mense, die Christendom en al die gelowe ingetrek gaan word, waar die anti-kris dan in beheer sal wees daarvan. Die huwelik in die Bybelse tyd was 'n groot seremonie en daar is soveel simboliek rondom dit wat die wederkoms van die Here Jesus betref wat ons daaruit kan leer. En dit is dat die bruidegom het vir homself 'n bruid gesoek en dat hy 'n ooreenkoms aangegaan met die ouers van die bruid en gesê dat hy gaan vir haar gereed maak, 'n bepaalde plek, en hy gaan daar werk en hy gaan 'n aanbouings maak daar of 'n huis bou, sodat wanneer hy daar klaar is, hy haar kom haal, sodat hulle dan nou daar kan wees as 'n huwelikspaartjie. Dan het hy 'n man uitgestuur, want hy het dit alles klaar gedoen het daar, 'n man uitgestuur en gesê dat hierdie bepaalde nag sal die bruidegom sy bruid kom haal. Nou, hy het nooit gesê hoe laat of watter tyd van die nag of watter nagwaak dit sal wees nie, want dit het deel gewees van die opgewondenheid van daardie bepaalde nag, dat sy nie presies geweet het wanneer hy kom nie. En so ook in die hele dorp, die hele mense wat daar weer saam by hierdie huwelik verwag het, en dat hierdie byeenkoms van die bruilofsmaal het dan die mense in verwagting was. Hulle was in 'n verwagting van hierdie gebeurtenis. En dan het hy 10 van sy, kom ons noem dit nou maar, strooijonkers, elkeen 'n fakkel gegee en hy dan van sy huis af rondom hierdie 10 fakkels dan nou hier in die straat afbeweeg. En terwyl hulle dan nou hier afbeweeg, het sy dan nou 10 maagde gestuur om dan hulle tegemoet te gaan langs die pad, of hulle in te wag by op 'n sekere plek. En dan wanneer hulle almal by mekaar kom, is daar hierdie 10 fakkels rondom die bruidegom en die 10 maagde met hulle lampe tussenin, en so het hulle dan in die dorp, in die stad of in die dorp in beweeg. En dit was 'n hele optog en 'n seremonie, en maar hierdie belangrik om te verstaan is dat hier het reeds 'n ontmoeting met mekaar begin. Hier het die bruidegom homself voorgestel aan hierdie maagde en hy het hulle almal geken by die naam voordat hy dan nou by die bruid uitkom. Nou dit is die probleem wat gebeur het, wat die Here Jesus dan vir ons hierdie gelykenis vertel, dat daar was 5 van hierdie maagde wat teleurgestel het ten opsigte van hierdie groot optog, hierdie belangrike optog van die bruid, want dit is net 'n eenmalige gebeurtenis gewees, en hulle was nie gereed of goed genoeg voorberei deur blaatante agterlosigheid, het hulle nie genoeg olie in hulle lampe gehad nie. Met ander woorde, dit is 'n teleurstelling, nie net vir die bruidegom, maar ook vir die bruid, dat hierdie proses nou heeltemal eintlik in 'n mislukking verander het. So met ander woorde, kind van die Here, is dat in hierdie proses het die bruidegom hierdie maagde leer ken, en hulle het die strooijonkers leer ken, en dit was eintlik 'n bymekaar kom van 2 gesinne of 2 families of 2 vriendekringe wat bymekaar gekom het. So by so gebeur dit dan nou toe so in hierdie gelykenis, dat 5 van hierdie maagde nie genoeg olie in hulle lampe gehad het, en terwyl hulle gaan olie vir hulle lampe gaan koop het die bruidegom gekom, en hy het met ander woorde die bruid gaan haal en na die bruilofsmaal toe beweeg. Na ruk het hierdie 5 maagde probeer om weer aan te sluit by hierdie seremonie, en aan die deur geklop, en die bruidegom het vir hulle gesê, ek ken julle nie. Hierdie is verskriklike woorde wat die Here vir baie mense sal sê, omdat hulle nie gereed gemaak het vir daardie wonderlike en groot dag van die koms van die Here Jesus Christus nie. Is, gaan weg, ek ken jou nie. Mag dit wees, kind van die Here, dat jy nooit hierdie woorde uit God se mond hoort, omdat jy nie gereed gemaak het vir sy wederkoms nie. Die Heilige Gees is besig om uit te stuur, 'n boodskap uit te stuur aan al sy gelowiges en al die kinders van God.
dat hulle moet gereed maak vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. Toe die Here Jesus op aarde was daar so 150 miljoen mense op hierdie aarde. Die totale populasie van die aarde, 150 miljoen. Ons is nou 8300 miljoen mense op hierdie planeet. Daar is 'n groot optog van die kinders van God wat uit hierdie groot groep uit die Here tegemoet gaan in die lig. En dit noem ons dan die wegraping. Misken die wegraping en jy misken die opstanding en jy misken daardie oomblik wanneer jy die Here Jesus Christus in die lig ontmoet om sodoende saam met hom in die koninkryk van die hemel in te gaan, in die plek wat hy vir ons voorberei het. Mag die Here gee dat jy ingestel is. Mag die Here gee dat jy alles in jou vermoë sal doen. Die woord van die Here sê met reikhalsende verlang na die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dis pragtig wanneer jy in 'n groot groep mense is en jy met ander woorde na iemand verlang of na iemand uitsien wat kom, dan het hulle nek so gerek en op hulle tone gestaan. En daarom sê die Bybel, met reikhalsende verlange, het hulle verlang na die wederkoms van die Here Jesus en die openbaarmaking van die kinders van God. Kind van die Here, die wegraping is die een enkele grootste gebeurtenis in die totale kalender, profetiese kalender van God. Mag God gee dat jy gereed is vir daardie dag. En nou wil ek vir jou vra ten slotte, dat as hierdie boodskap vir jou enigstens iets beteken het, en jy weet dat jy eendag dalk voor die Here gaan staan met leë hande, is dit so maklik om net hierdie program na iemand anders aan te stuur. As dit vir jou iets beteken het, mag dit dalk ook vir iemand anders iets beteken. Stuur dit na jou vriende toe, stuur dit na jou familie toe, en maak seker dat jy ook eendag voor die Here sal staan as die Here met leë hande nie, maar dat jy sal staan en sê, Here, ek het U wederkoms verwag, en ek het 'n paar mense saam met my geneem aan die hand, en hier staan ons voor U. Ek sluit af deur vir jou te sê, baie dankie dat jy tot hiertoe in die program gekyk het. Mag die Here jou seën, en mag God gee dat jy gereed is op daardie dag.